Goeiemôre, welkom by ons oggenddiens. Welkom terug na 'n Paastyd. Ek glo en ek vertrou dat dit regtig 'n geseënde tyd vir julle was. Here het my sommer self net kom diep bedien soos wat ek voorberei het vir verlede naweek vir die preek. Sommer net nie weer opnuut in my hart kom plaas. Die uitkyk as jy dalk die preek gemis het, baie keer vasgevang raak in die uitkyk dat die Here kom sterf vir die wêreld. En ek ervaar net die laaste 2 weke hoe die Here baie spesifiek met my kom praat oor, maar hoe lyk my en jou verhouding? Besef jy daar nie dat ek het vir die wêreld kom sterf, maar soveel te meer vir jou. En so as jy daai preek gemis het, nie omdat ek het gepreek het nie, gaan luister. Ek glo regtig dis 'n boodskap vir baie van ons hier vandag. Ek ervaar vanoggend toe ons staan en bid net voor die diens, bid ons, Here, kry die mense wat so hart in die reg is, en ons bid, en is regtig 'n opregte gebed, en in daai oomblik, net herinner in die skrif, dat God resists the proud, but He shows grace to the humble. En ek moes besef dat, hoeveel van dit wat ek vir ander mense bid, is nie maar net nog steeds deel van my hart nie. En so mag dit wat ons elke Sondag hier doen, mag dit in jou wandel met die Here, mag dit nie net altyd gaan oor die groepering van almal saam nie, maar laat hom toe om regtig jou lief te hê, saam met jou te wandel. En so as jy ons besoek, welkom. Ek vertrou dat jy die Here se teenwoordigheid vanoggend sal ervaar saam met ons. So ons begin vandag 'n nuwe preekreeks. Die goed daar agter my, dit lyk nie lekker of dit saamgaan nie, so dis 'n stadsbye preekreeks wat ons vandag begin, When in Rome. En so ek weet nie, wie van julle was al in Rome gewees? Ek weet hier is iemand wat op pad soontoe is. En so wanneer ons aan Rome dink ons aan oud, en dan sien julle graffiti. En so die idee agter hierdie preekreeks is om te verstaan dat die gesegde wat almal van ons bekend is, gaan when in Rome. En dit bring ons by 'n moeilike vraag. Wat as die optrede in Rome anderste is as Christus se roeping vir ons lewe? En dit is waaroor hierdie preekreeks gaan. Almal van ons ervaar elke dag die spanning. Elke dag. Die subtiele, sagte druk van when in Rome, do like the Romans do. En so alhoewel Rome iets histories uitbeeld, is dit elke dag nog steeds deel van ons lewe, hence die graffiti. Moenie net aan dit dink as 'n ou historiese ding nie. Elke dag ervaar ek en jy daardie druk van when in Rome, do like the Romans do. En wat as daai optrede anders te lyk as Christus se roeping vir jou lewe? Jy sien die hedendaagse Rome promoveer vryheid. Jy het vryheid om jou eie identiteit te bepaal. Identiteit is vloeibaar. Vandag is ek 'n kat, môre is ek iets anders. Die hedendaagse Rome sê vir ons, jy het die reg tot selfspraak en egtheid. Wat ook al dit vir jou beteken. Jy het die reg tot geluk en om jou eie doelwitte na te jaag, ongeag 'n hoër roeping. Jy het die vryheid om los te staan van tradisie en familie en gesag. Dis wat die hedendaagse Rome aan ons kommunikeer. En onder al hierdie vryheid wat daar vir ons gesê word, jy het, daar is nie so iets soos waarheid nie. Waarheid is relatief. Dit wat jy glo is waar, en dit wat jy glo is waar, en almal se is waar. En onder al hierdie goed, is daar hierdie sagte stem wat sê, jy is in beheer. Jy is in beheer. Jy sien, hierdie Rome is besig om 'n kultuur te bou van self-eerste. Selfgedrewendheid, selfbepaling. 'n Wêreld wat sê, jy het die reg, jou lewe, jou vryheid, jou identiteit. En so my tema vir vandag se preek is my lewe, my keuse. Doen slegs U wil, Heer, my lewe, my keuse. Doen slegs U wil, Heer, met my. My lewe, my keuse. Julle kan julle Bybels oopmaak saam met my, ons gaan saam lees
Hierdie hele preekreeks gaan ons doen uit die boek van Romeine. Ons gaan fokus op een hoofstuk en elke Sondag gaan oor een vers. So ons gaan lees hoofstuk 12, ons gaan preek deur hoofstuk 12. Hoofstuk 12, so die preek aanslag gaan so 'n bietjie anders te wees as gewoonlik. Ons gaan baie meer eksegeties preek. Ons gaan na die skrif kyk en julle help verstaan, soos wat ons dit bestudeer, wat beteken hierdie vers. So ek lees vandag vers 1 van hoofstuk 12. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters. As julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Heilige Gees, dankie vir u woord. Dankie dat u die Vader se hart aan ons openbaar en ek bid, soos wat ons tyd spandeer in die woord, dat u die Vader se hart vir ons sal kom openbaar in Jesus naam. Amen. So wanneer jy na die boek van Romeine kyk, moet jy besef, Paulus het baie briewe geskryf, hierdie een is die langste van almal. En hy skryf dit aan die gemeente in Rome, terwyl hy in Korinthe sit. Vir 'n gemeente wat hy nog nooit gesien of ontmoet het nie. Paulus het nie Rome geplant nie. En so sy skryf, moet ons verstaan, is 'n baie suiwer skryf, want in sy vorige briewe of in sy ander briewe, sien ons dat hy baie keer probleme of dwaallering aanspreek. Maar omdat hy nie wel bekend is met alles wat in hierdie gemeente aangaan nie, fokus hierdie skrif of hierdie brief op twee goed. En die eerste is, as jy gaan kyk van hoofstuk 1 tot hoofstuk 11, is Paulus se fokus met sy brief om die volheid van die Here se genade of sy evangelie boodskap aan hierdie gemeente te openbaar. Die volheid van God se genadevolle evangelie aan hulle te openbaar. 11 hoofstukke skryf hy. Dink aan Romeine 3 vers 23 wat sê? Wat sê? Almal het gesondig. En so hy begin deur vir hulle te sê, almal van ons is sondig. En hy gaan deur 11 hoofstukke om die volle evangelie te verduidelik. En dan is daar die tweede fokus, wat ons vind in hoofstukke 12 tot 16, waar hy dan die gemeente roep om in hulle optrede anders te lyk as die kultuur waarin hulle self bevind. En so vers 1, hoofstuk 12 vers 1, is seker een van die belangrikste verse in hierdie brief. Dit vorm die oorgang tussen hierdie is die volle boodskap van God se genadevolle evangelie, na dit is hoe jy nou moet lewe. Die oorgangsvers, maar meer is dit. Wat ons vandag gaan sien in hierdie vers, vorm ook die fondasie van hoekom Paulus mense dan roep om anders te op te tree. Wanneer ons hierdie vers verstaan volgend en sien wat ons moet sien, sal ons verstaan hoekom ons moet optree soos wat Paulus vir ons sê om op te tree. Ek lees gou weer daai eerste gedeelte. Nou wil ek julle ernstig vra. So hy sê ek wil julle iets vra en dit is ernstig. As julle dink aan alles wat God gedoen het. En so as ons na die woorde kyk, as julle dink, beteken dit letterlik dat wat ook al hierdie ernstige vraag is gebaseer op iets wat hy al reeds gesê het. As jy hierso sit en volgende het jy Engelse Bybel, hou jou Bybel oop. Sal daar die woordjie staan, therefore. I appeal to you, brothers and sisters, therefore. En so, hierdie woorde, as julle dink, verwys terug na die eerste 11 hoofstukke, die genade boodskap, wat hy in die eerste 11 hoofstukke gekommunikeer het. Hierdie ernstige vraag wat hy wil vra, is gebaseer op alles waaroor hy geskryf het, waaroor hy hulle geleer het in die eerste 11 hoofstukke. God se genade. Die genade wat God aan alle sondaars bewys het. Die vryheid wat hy kom gee het in Christus. Die nuwe lewe wat hy moontlik gemaak het deur die Heilige Gees. Die aannemingsboodskap
dat ons as gevolg van hierdie vryheid, as gevolg van die feit dat hy ons kom reinig het, dat ons nou aangeneem kan word as seuns en dogters. En so hierdie ernstige vraag is gebaseer op al hierdie waarhede. En so wanneer Paulus skryf in Romeine 12 vers 7 staan daar: moenie enige iemand kwaad met kwaad terugbetaal nie. Wees positief teenoor alle mense. Vers 7. Vers 8. Sover dit moontlik is, handhaaf 'n goeie verhouding met almal. Wanneer hy ons roep tot hierdie goed, tot hierdie optrede, dan doen hy dit gebaseer op die waarheid van God se genade. Dit is die fondasie van hierdie optrede wat ons moet uitleef. En so wat ons vanoggend moet hoor of nie hoor nie, is hierdie roep na 'n spesifieke optrede. Moenie net weer 'n tipiese moralistiese poging, ek moet probeer word nie. Maar waartoe hy ons roep, hierdie optrede is gebaseer op die genade. Dit moet vloei uit 'n natuurlike reaksie van dankbaarheid. Ek vergeld nie kwaad met kwaad nie, omdat ek so dankbaar is, dat God nie sy kwaad teenoor my kwaad vergeld het nie. Kom ek verduidelik dit so. Hoe sal jy optree teenoor iemand wat jou lewe gered het, omdat hulle vir jou 'n nier geskenk het, en jou dan vir iets vra? Ek moet hierdie ding doen, want hierdie persoon het my lewe gered. Ek dink nie dis hoe ons sal optree nie. Ek dink wanneer die persoon wat jou lewe gered het, omdat hulle nier in jou is, en as gevolg daarvan kan jy lewe, ek dink jy sal alles neerlê om iets te doen wat goed is vir daardie persoon. En so Paulus roep ons na 'n plek toe waar ons as gevolg van genade uit dankbaarheid funksioneer. En so wat is hierdie groot vraag wat hy ons dan vra? Gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Ek wil julle 'n ernstige vraag vra. Die ernstige vraag is: gee jou lewe aan God as 'n offer. Doen slegs sy wil, Heer. So dit gesing volgens. En so wat Romeine 12 vers 1 vir ons wys, is dat hierdie oorgawe, hierdie offer van my lewe, se beginpunt nie eienaarskap is nie, maar die beginpunt is dankbaarheid. Ek gee nie my lewe oor omdat daar 'n nuwe eienaar is nie. Ek gee my lewe oor omdat ek dankbaar is. Nie uit dwang nie, nie uit 'n skuldgevoel nie, nie omdat ek wil presteer in hierdie area van my lewe nie. Nie 'n genade wat oorgaan in 'n oorgawe van 'n lewe. En so in die hedendaagse Rome sal ons iets hoor van jou lewe, jou keuse. Moralisme volgens sal sê, beheer net jou liggaam vir God. En die evangelie kom sê volgens vir ons, al 11 hoofstukke, offer jou lewe oor aan God, as gevolg van die genadegawe wat jy ontvang het. En so hoe lyk hierdie offer? Op grond van God se genade, vra ek julle ernstige vraag, gee julle lewens. So hoe lyk dit? Terug na die vers toe. Gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer, die soort offer waarvan hy hou. En so Paulus gebruik 3 frases of 3 woorde om hierdie offer, hoe hierdie oorgawe, hoe my oorgawe moet lyk, gebruik 3 frases woorde om dit volgens vir ons te verduidelik. En die eerste ding wat jy hoor is, hier is 3 goed wat ek moet doen. En dit is moralisme. So moenie daarna kyk as dit is iets wat ek moet doen nie, maar eerder, dit wat ons hier gaan sien, is 'n beeld van hoe 'n lewe lyk wat oorgegee is. En so die eerste ding wat hy sê, die offer moet lewend wees. 'n Paar van julle lyk dood volgens.
Maar die offer moet lewend wees. En so in die Ou Testament, as ons na die Ou Testament kyk, was die offer dood. Snag, keel afgesny, bees, bok, ram, skaap, dood op die altaar neergesit as 'n betaling vir my en vir jou sondes. Dit was die Ou Testament. En dan sien ons, en dit is wat ons verlede week by stil gestaan het, verlede naweek, dat Jesus kom en hy is die finale en die volmaakte offer wat sterf. Die laaste offer wat sterf, volmaak, om die volle prys te betaal vir sonde. En dis hoekom in die Nuwe Testament praat van 'n lewende offer. Niks hoef meer te sterf vir sonde nie, maar nou is dit 'n gee van 'n lewende liggaam vir God se heerskappy, vir God se glorie. 'n Lewende liggaam, of die woord lewend verwys nie net na ons liggame nie. Dit verwys na ons volle wese. So wanneer Paulus ons hier roep na 'n offer, om ons lewens te offer, dan sê hy, dit is jou volle wese wat jy vir God gee. My tyd word sy tyd. My begeertes word sy begeertes. My keuses word sy keuses. My toekoms word sy plan. Die moralisme in hierdie prentjie sal vir ons volgens sê, doen net hierdie goed vir genade. Die hedendaagse Rome sal sê, jou lewe, jy's in beheer. Die offer wat ons hier sien in Romeine 12, waarop alles gebaseer is, wat ons in die volgende paar weke gaan sien, is my lewe ten volle op die altaar. Die tweede ding, wat hy uitbeeld, hoe die offer lyk, die offer moet heilig wees. Soos my lewe ten volle geoffer, ten volle op die altaar. My elke dag wandel ten volle op die altaar. En dit moet heilig wees. Ons ken die woord heilig beteken afgesonder. Dis wanneer jy iets uit die norm uitvat en jy gebruik dit vir 'n ander doel. Die priester kom en hy vat 'n mes uit sy vrou se laai sonder om haar te vra, want dit is veilig, en dan vat hy dit na die tempel toe vir gebruik, en in daardie oomblik word daardie mes veilig. Ag, nie veilig, nie heilig. Priester is veilig, die mes is heilig. Want sy mag nie in die allerheiligste ingaan nie, so sy sal nooit weet waar daardie mes is nie. Dit is veilig. In Christus word ons lewens afgesonder vir 'n ander doel. Hy roep ons tot heiligheid. My lewe nie lyk soos die hedendaagse Rome nie, maar afgesonder vir God se doel. En so wanneer ons kyk na hierdie vloeibare identiteit, sê ons in Christus is my identiteit nie vloeibaar nie, maar dit is afgesonder sodat hy kan bepaal wie ek is en wat ek is. Wanneer ons kyk na keuses, wanneer ons kyk na verhoudings, wie van ek hou en van wie ek nie hou nie, met wie ek omgaan en wie ek nie vergewe nie, en wie ek vergewe, dan sê ons, in Christus is my verhoudings, my geluk en selfs my toekoms afgesonder vir hom. Hy bepaal. Hy bepaal, so dink gou 'n bietjie mooi. Wie dink jy gaan die Here sê, jy hoef nie hierdie persoon te vergewe nie? Hy bepaal. Is daar dalk areas in jou lewe vanoggend wat nie op die altaar is nie? En so heilig my lewe afgesonder vir hom. Nie my lewe lyk soos almal se lewens nie. Die derde ding of die derde manier hoe Paulus hierdie offer uitbeeld, is die offer moet 'n offer wees waarvan hy hou. Dit impliseer wat? Dit moet 'n offer wees waarvan hy hou. Wat impliseer dit? Dat daar 'n offer is waarvan God nie hou nie. Dink Kain Abel. Dink aan die gelykenis van die ryk man se offer teenoor die arm vrou se offer. God het 'n maatstaf. En sy aanvaarding van 'n offer is dus nie uit dwang nie,
Ons doen dit nie omdat ons moet nie. Dit is nie uit 'n skuldgevoel uit nie. Maar 'n offer wat vir hom aanvaarbaar is 'n offer wat kom uit 'n dankbare, totale, oorgegee hart. En so Paulus begin hier sê, ek wil julle 'n ernstige vraag vra. Dis gegrond op die volle evangelie, die genade wat ons ontvang het. En hierdie ernstige vraag is, gee jou liggaam as 'n offer, heilig, lewend, en een waarvan hy hou, wat sy hart behaag, nie uit dwang, nie uit skuld nie, maar uit 'n dankbare hart. En dan sluit Paulus hierdie vers af, hierdie oorgangsvers, hierdie kernvers, waarop hy alles gaan bou in hoofstukke 12 tot 16, met hierdie radikale stelling oor aanbidding. Hoor gou wat sê hy, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. In die Engelse vertaling staan daar, this is true worship. So wanneer ek my lewe gee, wanneer ek my lewe offer, is dit ware aanbidding. Nie net sing nie, nie net bywoon nie, nie net dien nie, maar 'n lewe wat oorgegee is as gevolg van dankbaarheid. Dit is aanbidding. So baie van ons glo dat sing is aanbidding. Maar wat van sing wat nie kom uit 'n oorgegewe hart nie? Wat nie kom uit 'n plek van oorgawe nie? Is dit nog steeds aanbidding? Om te dien is aanbidding. Maar wat daarvan as jy dien en dit nie uit onderwerping aan 'n hoër gesag nie? Of wat van glo? Om te glo is aanbidding. Ja, die Bybel sê selfs die demone glo. Wat van as glo nie kom uit 'n plek van oorgawe nie? Jy sien, ware aanbidding, sien ons hier in Romeine 12 vers 1, is nie iets wat ons doen nie. Dit is iets wat ons word, 'n offer. Totaal oorgegee aan God. Dan word my aksies aanbidding, want dit kom nie uit 'n plek van prestasie, dwang, performance nie, maar dit kom uit 'n plek uit van oorgawe, oorgegee. Aanbidding begin nie by iets wat ons doen nie. Dit begin by wie ons word, 'n offer. 'n Moralistiese wêreld sal volgens vir ons sê, red jouself. Die hedendaagse Rome sal sê, leef vir jouself. En die boodskap wat Paulus vir ons hier sê in vers 1, is die evangelie boodskap sê, gee jouself, omdat hy homself vir jou gegee het. Gee ek myself uit dankbaarheid. Ek wil afsluit volgende. God kom vra nie vir ons om onsself te gee, voordat hy homself nie vir ons gegee het nie. En wanneer ons vanoggend dink na alles wat ons lees in hierdie eerste 11 hoofstukke, en ons sien sy ontferming, dan raak oorgawe half 'n logiese, sinvolle reaksie. Wanneer ek werklik sien dat dit wat hy gedoen het, hy vir my gedoen het, dan raak my oorgawe nie iets wat ek moet nie, maar my oorgawe raak iets wat ek kan nie anderste as om my dankbaarheid te sê, Here, hier is alles. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Watter areas van jou lewe is nie volgend op die altaar nie? Jy sien, die vraag volgend is nie probeer harder nie. Wat Paulus hier sê is nie probeer harder en ek gaan nou vir julle alles sê wat julle moet doen en daarom wil ek vir julle sê probeer harder nie. Dis nie wat Paulus hier sê nie. Paulus kom en hy kom volgend en hy sê vir ons, gee oor. Gee oor. God se genadeboodskap, dat hy het vir ons die Gees gegee wat ons in staat stel om die lewens te lewe wat hy wil hê ons moet lewe. Gee oor. Wat is daar vanoggend in jou lewe
wat jy nog nie op die altaar geplaas het nie? Wat is daar vanoggend wat jy nog beheer? Wat jy nog beskerm? Wat jy nog nie oorgegee het nie? Julle kan julle oë sluit. In die lig van God se genadevolle evangelie boodskap, moet ek en jy vanoggend verstaan, ons liggaam is nie iets wat ons moet bestuur nie. Ons volle wese is nie iets wat ons moet bestuur nie. Dit is iets wat ons moet offer. Hedendaagse Rome wil vanoggend vir ons sê, en wanneer jy dit doen, gaan jy uitverloor. Maar hier is die waarheid van die evangelie. Wanneer ek my lewe offer, gaan ek nie minder hê nie, inteendeel. Ek gaan die ware lewe in hom hê. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U bly wag ek, nederig en stil. Heilige Gees, in hierdie oomblik, kom bid ek, kom help ons sien hoe die hedendaagse Rome ons lewens geïnfiltreer het. Hoe dit maar net die norm in ons lewens geraak het. Dat ons goed doen en dat ons dit regverdig omdat ons sê, ag, dis wat die samelewing dit doen. Kom help ons te sien die areas in ons lewens wat nog nie op die altaar is nie. Die areas wat ons regverdig. Heilige Gees, ek bid ook dat jy vir ons sal kom wys die areas in ons lewens waar ons uit self uit probeer, waar daardie self eintlik maar net vir ons wys dat ons onsself sien as redder, as heiligmaker. Here, ons lewens is niks sonder U nie. Sy dankbaarheid, Here, wat ons wil kom by 'n plek waar ons alles lewend, heilig, welbehae aan U offer. Dankie, Here, dat ek kan bid vanoggend soos dit ons stil is, dat U harte bedien. Ek ervaar sommer net ook, julle kan julle oë oopmaak voordat ek vir teenoor gee. Ons sukkel om stil te wees. Ek ervaar sommer net toe ek nou stil is, te dink julle, het hy sy woorde verloor, dit raak nou ongemaklik. Dit is in die stilte waar die Here is. Mag hierdie boodskap nie net nog 'n boodskap wees wat ons hoor en ons gaan aan met ons lewens sien, maar mag jy hierdie week stilte vind, stilte maak, boek hom in jou dagboek en regtig voor die Here gaan sit en sê, Here, kom wys vir my die areas in my lewe waar ek nie oorgegee het nie. En dan wees stil. Skryf, luister. Deel dit met 'n vriend, 'n vriendin. Sê, hierdie is die area waar ek nog steeds beheer hou, waar ek soos die hedendaagse Rome sê, my lewe, my keuse. Bid saam met my. Wees stil. Laat hom toe om uit te wys, te verander.